In 'n wêreld waar sonde dikwels genormaliseer en selfs gevier word, is dit maklik om te vergeet hoe ernstig dit werklik is. Maar in die eerste boek van Johannes hoofstuk 3 en verse 8 tot 9, sny die apostel Johannes deur die geraas met 'n duidelike boodskap. Gewoontesonde is nie versoenbaar met die lewe in Christus nie. Hoekom? Omdat Jesus nie gekom het om sonde te verskoon nie, hy het gekom om dit te vernietig. Welkom by Geloofspad. Johannes skryf in vers 8. Elkeen wat 'n gewoonte van sonde maak, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Die rede waarom die Seun van God verskyn het, was om die werke van die duiwel te vernietig. Dit gaan nie oor die af- en toestruikeling nie. Dit gaan oor opsetlike, voortdurende sonde. 'n Lewe wat gekenmerk word deur rebellie teen God. Daardie soort lewe weerspieël die natuur van Satan, nie die nuwe natuur wat deur die Gees van God gegee word nie. Van die tuin van Eden tot vandag toe het die duiwel deur leuns, misleiding, verdeeldheid, vernietiging en die dood gewerk. Maar Jesus het gekom om dit alles ongedaan te maak. Soos die boek Hebreërs hoofstuk 2 en vers 14 sê. Het Christus vlees aangeneem sodat hy deur die dood die een wat mag oor die dood het, dit wil sê die duiwel, kon vernietig. Sy sending was nie net om sonde te vergewe nie, maar om die mag daarvan in ons lewens te breek. Johannes gaan voort in vers 9. Iemand wat uit God gebore is, doen nie aanhou sondig nie, want die saad van God bly in hom. En hy kan nie aanhou sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Dit is 'n gewaagde stelling, maar dit spreek van 'n nuwe geboorte. 'n Transformasie so diep dat sonde nie meer natuurlik voel nie. In plaas daarvan bedroef dit ons. Hoekom? Omdat God se Gees nou in ons woon. Sonde mag die gelowige steeds versoek, maar die greep daarvan is gebreek. Ons is die Gees, nuwe begeertes en geestelike wapenrusting gegee om te weerstaan. En wanneer ons val, het ons 'n verlosser wat ons vergewe en herstel. Maar moenie 'n fout maak nie. Voortdurende, onberouvolle sonde is nie net 'n morele fout nie. Dit is 'n geestelike rooi vlag. As die werke van die duiwel steeds ons lewens definieer, moet ons vra: is ons werklik uit God gebore? Die evangelie gee ons nie toestemming om te sondig nie, dit gee ons krag om dit te oorkom. Jesus het gekom om die duiwel se werke in ons te vernietig. Ons lewens moet daardie oorwinning weerspieël. Laat ons bid. Here Jesus, dankie dat U gekom het om die werke van die duiwel te vernietig en ons van die sonde se greep te bevry. Help ons om in die nuwe lewe te wandel wat U ons gegee het, met harte wat geregtigheid liefhet en haat wat kwaad is. Laat ons lewens weerspieël U oorwinning en waarheid. In U naam bid ons, amen.